Goed, ons gaan voort met ons studie hierdie week wat gaan oor daai wyn van Babylon, spesifieke leer wat in kerke verkondig word, wat nie noodwendig dit is wat die Bybel vir ons sê nie, en veral wat hierdie tema van vanaand aan betref, en ons gaan môre die tweede gedeelte daarvan doen, is daar geweldige verwarring. So wat ons gaan doen is, ons gaan oor die volgende 2 aande kyk na die aspek van die spreking in tale, maar soos wat dit manifesteer in die Pinksteromgewing, en ons gaan dit toets aan die hand van dit wat die Bybel vir ons daaroor sê. Nou, die belangrike ding om hier te onthou is dat wanneer ons met hierdie tema deel, omdat dit iets is wat baie mense baie na aan die hart lê, is dit nodig dat ons hierdie baie sensitief hanteer. Onthou, vir baie mense is hulle primêre ervaring met God is juis spreking in tale. Maar ons kan nie ons lewens skoei, ons kan nie ons geloof bou op 'n ervaring nie. Ons moet dit tog sekerlik bou op die woord van God, want 'n ervaring is subjektief. Maar die woord van God is waarheid objektief. So wat ons gaan doen is, ons gaan vanaand kyk na alles wat die Bybel vir ons vertel oor spreking in tale, buiten vir 1 Korintiërs 14. Nou kan jy miskien vra, maar waarom nie 1 Korintiërs 14 nie? Want ons gaan môre aand vers vir vers deur 1 Korintiërs 14 werk, met die uitsondering van enkele verse wat nou nie met spreking in tale spesifiek te doen het nie, maar met 'n ander tema. Ons gaan môre aand daarby kom, en dan gaan ons môre aand verder kyk na die agtergrond van tale, die geskiedenis van die moderne manifestasie, en ons gaan ook kyk of daai manifestasie alreeds in die geskiedenis voorgekom het in die mensdom. En dan gaan ons 'n baie interessante ding sien, wanneer ons gaan kyk na die vroeë kerkvaders, en wat hulle gesê het oor spreking in tale. Dan gaan ons iets ontdek wat eintlik relatief min mense van bewus is. Nou, hoekom is hulle opinie so belangrik? Want hulle is mense wat geleef het in die tydperk wat mense aktief in tale gepraat het, en hulle beskryf daai manifestasie in detail. En hulle vertel vir jou presies wat dit is. En daarom is dit belangrik dat ons ook hulle opinie daarvan sien, want ons gaan agterkom dat dit wat hulle gesien en beleef het, en wat hulle beskryf, is hoegenaamd nie dieselfde as wat vandag in Pinksterkerke en in die charismatiese beweging beoefen word nie. Maar, soos ons elke aand gedoen het, voordat ons begin, kom ons vra eers vir die leiding van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Heilige Vader, ons is dankbaar vir die geleentheid wat ons het om by mekaar te kan kom, om weer eens u woord te kan open, om hierdie tema van spreking in tale in oënskou te neem en dit te bestudeer en dit te toets aan die hand van wat die Bybel vir ons daaroor sê. En ons besef, omdat ons feilbare mense is, en daarom besef ons ook ons afhanklikheid van die leiding van u Gees, en daarom vra ons dat u ons sal lei deur u Gees, om die Bybel reg te verstaan, reg te interpreteer, skrif met skrif te vergelyk, en te kan sien wat die Bybelse manifestasie van spreking in tale werklik is. Here, ons is afhanklik van die Gees, so lei ons deur u Gees, is ons versoek in hierdie aand. Amen. Tema van vanaand se lesing is skouspel van spraak, deel 1. Ons kyk na die eerste gedeelte, en ons begin om vir onsself af te vra, wat is tale in die Bybel konteks? Wat is hierdie spreek in tale of in tale praat? Nou, dis 'n gawe volgens 1 Korintiërs hoofstuk 12, en daarin het meeste mense konsensus, daar's nie regtige argument daaroor nie, maar dan is daar kerke en groeperinge wat sê, maar dis 'n teken van doop in die Heilige Gees. Nou ja, dis 'n teken, maar sekere denominasies sê, maar dis die teken van doping in die Heilige Gees. Met ander woorde, jy's nie gedoop in die Heilige Gees, tensy en voordat jy nie ook hierdie manifestasie van spreking in tale het nie. Dan, hulle sê ook, hierdie tale se doel is persoonlike toewyding en aanbidding. Met ander woorde, dat jy hierdie spreking in tale moet beoefen in jou binnekamer, alhoewel dit ook waar 'n korporatiewe groep bymekaar is, beoefen kan word, maar dat dit iets is wat jy kan gebruik, waar jy op jou eie alleen is. En dis een van die aspekte wat ons moet gaan toets. Maar nou, voordat ons verder daarin delf, is dit nodig vir ons om ook te verstaan hoe die Pinkster teoloë oor hierdie manifestasie dink. En hoe hulle te werk gaan wanneer hulle die Bybel evalueer om te kyk wat die Bybel eintlik oor hierdie tema sê. So,
Kom ons gaan kyk 'n bietjie na Ellington se stelling. En Ellington sê, the Spirit was over the church. The Spirit was prior to Scripture. So the order of authority was Spirit, Scripture, Church. Without the Spirit, there would have been no word, incarnate or written. Without the word, no church. Nou hierdie stelling, alhoewel sekere aspekte daarvan korrek is ook hoogs problematies, want dit maak die deur oop vir sekere verkeerde sienings. Ja, die Gees was inderdaad voor die skrif daar was. En die skrif daar was daar voordat die Nuwe Testament kerk daar was. Maar nou sê hy, without the Spirit, there would have been no word, incarnate or written. So, op 'n manier impliseer dit dat die woord, let op, dis hoofletter W, met ander woorde dat Christus op 'n stadium nie daar was nie, maar die Heilige Gees daar was, wat beteken op 'n manier is Christus dan geskape. Problematiese stelling, maar hy begin hier en dan gaan hy verder aan en hy sê, Pentecostals do not found their understanding of the authority of Scripture on the bedrock of doctrine, but that in fact their doctrine is itself resting on something more fundamental, dynamic and resilient. Their experience of encountering a living God directly and personally. So wat is die fondasie van dit wat hulle glo? Nie wat die Bybel sê nie, maar hulle ervaring van God. Nou, kan mens jou ervaring daarstel as die absolute toets van enige ding? Want elkeen van ons wat hier sit, kan dieselfde ding ervaar, maar ons ervaar dit of beleef, maar ons elkeen ervaar dit anders. Vir sekere mense gaan dit positief wees, vir sekere mense gaan dit negatief wees. Kom ons noem een eenvoudige voorbeeld. Gestel ons almal sou dieselfde rolprent kyk. Party gaan van die rolprent hou, party gaan nie daarvan hou nie, party gaan verveeld wees. Goed, so is my ervaring van die rolprent 'n normatiewe toets van of dit 'n goeie rolprent is of nie. Miskien vir my, maar dis nie normatief vir almal nie. Goed, want elkeen se ervaring of belewenis van 'n spesifieke gebeure gaan van mekaar verskil. En nou kom hulle en hulle sê, maar ons het hierdie fondasie, soos hy dit hier noem, 'n bedrock. En dit is my ervaring. Nee, ons geloof moet gebou wees op wat die woord van God vir ons sê. Ons kyk wat nog van hulle teoloë sê. Gordon Fee, een van die baie bekende Pinkster teoloë. Hy sê, in general, the Pentecostals' experience has preceded their hermeneutics. In a sense, the Pentecostal tends to exegete his or her experience. Met ander woorde, wanneer hierdie Pinksterpersoon na die Bybel toe gaan, dan gaan lees hy nie om te kyk wat sê die Bybel daaroor nie, hy gaan lees sy ervaring in die Bybel in, en dan glo hy, maar die Bybel praat van dit wat hy ervaar het. So hy laat nie werklik die Bybel toe om vir homself te sê wat hy wil sê nie. Hy lees, hy doen eintlik eisegese, hy lees in die teks in, iets wat nie noodwendig daar is nie. En as Pinksterteoloog herken hy dit. Dan, nog 'n Pinksterteoloog, sy van is Kagel, hy sê, other Pentecostal scholars have recognized that indeed experience of the charismata is bloot net die term vir die geestelike gawes, informs Pentecostal interpretation from the outset. We cannot simply assert that the modern phenomena identified by the labels of the New Testament charismata are in fact the same as the phenomena in the first century church. Wat probeer hy sê? Hy sê eenvoudig net dit. Ons lees die Bybel vanuit ons ervaring en ons ook eintlik op 'n manier lees dan in die teks iets wat nie noodwendig daar is nie. En dan sê hy, die feit dat ons vandag 'n etiket plak op hierdie manifestasie en dit noem spreking in tale, beteken nie in sigself dat dit noodwendig dieselfde ding is as wat ons van lees in die Nuwe Testament kerk nie. So hoe gaan ons weet of dit dieselfde ding is? Ons moet gaan kyk, wat sê die Bybel vir ons? Hoe beskryf die Bybel hierdie manifestasie? En dan moet ons gaan kyk, maar hoe lyk die manifestasie in die kerk? En dan moet ons vir onsself afvra, is dit dieselfde ding? En as dit nie dieselfde ding is nie, hoekom sê ons hierdie is spreking in tale soos wat dit in die Bybel
beskryf word. So ons gaan moet kyk, wat het ons hiermee te doen? So, ervaring en nie die Bybel nie, is die fondasie van die moderne tale manifestasie. Nou, ek besef dat baie mense nie noodwendig die blootstelling gehad het aan die gawe van tale wat ek gehad het nie. Ek het Pinkster groot geword, ek het self die gawe van tale beoefen vandat ek 12 jaar oud is, tot omtrent so 13 jaar terug. So vir my is dit niks vreemd nie. Ek het groot geword in daai milieu. Maar nou wil ek ook sê dat nie alle manifestasies van tale is noodwendig dieselfde nie. Mens kry partykeer 'n baie gematigde manifestasie daarvan, en partykeer kry jy geweldige ekstreme manifestasies daarvan, wat mense letterlik op die grond rondkruip en blaf soos honde en seil soos slange en sulke tipe van goed. Maar terwille van die wat nog nooit gesien het of gehoor het waaroor dit gaan nie, gaan ek 'n videogreep speel wat wys iets wat so half tussen die meer gematigde en die meer ekstreme weergawe is. Mens kry rustiger, mens kry ook meer ekstreem. Maar ek gaan vra dat jy terwyl hierdie grepe speel, dat jy baie mooi sal luister na wat vir die mense gesê word. Daar's 2 grepe, die ene vind in 'n kerk plaas, en in die ander ene is dit 'n dame wat jong kindertjies leer wat hulle moet doen om die gawe van tale te ontvang en om in tale te kan praat. En veral daar wil ek hê, jy moet baie mooi luister na wat sy vir hulle sê, want dit is baie belangrik. Yeah, see, that's the Spirit of the Lord. That's the power of God coming on you. That's the anointing of God. It's a radical last day anointing. It's an end day anointing, an end time anointing. There it is, 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 there it is. Korabashata rabakarabashande. Holy fire! 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 Here it is. Oh, that's real. This is real. This is real. This is real. That's it. That's it. That's it. That is a whole new level of breakthrough in your life tonight. A whole new level of breakthrough in your life tonight. If you don't open your mouth, the Holy Spirit can't talk. All right, now I want everyone to raise your hands and we're going to pray in tongues. Hallelujah. Let's do it. Oh, we love you, Jesus. So kohora shada kahala busida. Lora shada kahala busida. Let the Holy Spirit fall. He's here. Feel His power. Feel His power. This is you talking, and the Holy Spirit is just going to whisper in your ear what to say. You have the answer. Don't stop. Don't stop. This is the greatest day of your life next to the day you got saved. Het jy gehoor wat daai dame sê? Sy sê vir daai kinders, if you do not open your mouth, the Holy Spirit cannot speak. Met ander woorde, jy moet eers gesê word om een of ander ding te doen, alvorens die Heilige Gees hierdie manifestasie in jou lewe kan bring. Ons gaan net oor hierdie skrifwerke gaan kyk na waar hierdie manifestasie van tale plaasgevind het. En ek gaan vir u vra om bietjie mooi te luister wanneer ons daai teksgedeeltes lees. Is daar enige iets wat gedoen word om vir hulle te sê, jy moet dit doen alvorens hierdie manifestasie kan begin? Was daar daai tipe van aanmoediging in die Bybel vir iemand om eers te begin? Want dis wat hier geleer word. Ons sien ook dat saam met hierdie spesifieke manifestasie, is daar ander dinge, soos mense wat omval onder die krag van die Heilige Gees, soos wat hulle dit in Pinkster en charismatiese kringe noem. En ons moet onsself ook afvra daar, is hierdie iets wat ons Bybels kan regverdig? Waar in die Bybel vind ons dat iemand so oorweldig word deur die krag van die Heilige Gees, dat hulle omval? Die naaste wat jy daaraan gaan kom, is Paulus, wat op pad is na Damaskus,
En 'n lig skyn op hom en hy val neer ensovoorts en onthou in sy lewe, as jy gaan kyk na sy lewe voor daai gebeure en sy lewe na daai gebeure, is dit radikaal anders. Hy gaan van 'n geweldige groot vervolger van Christene na die grootste evangelis van sy tyd. 'n Radikale lewensverandering en hy was ook blind vir 'n tydperk. Maar wat gebeur in die moderne Pinkster en charismatiese kringe wanneer mense val onder die krag van die Heilige Gees? Partykeer val dieselfde persoon by die oggend en die aanddiens onder die krag van die Heilige Gees en daar's geen lewensverandering van voor na die tyd nie. En is ook nie 'n manifestasie wat vergelykbaar is met dit wat gebeur het met Saulus nie. So ons moet onsself afvra, waarom wanneer hierdie gawe van die Heilige Gees uitgestort word, is daar ook ander manifestasies wat ons nie Bybels geregverdig kan sien nie. Waar kom dit vandaan? En het ook gehoor dat toe hulle nou so val onder die krag van die Heilige Gees, toe die predikant daar gesê, holy fire, holy fire, holy fire, en hy het aangehou om dit te sê. Nou waarom holy fire? Jy sien, hy gryp terug na Handelinge hoofstuk 2 toe. Want die Bybel beskryf vir ons dat daar iets gekom het soos tonge van vuur. Die Heilige Gees het afgekom en dit was soos tonge van vuur wat op die mense kom sit het. Dis nou die holy fire. Maar in watter kontekste in die Bybel vind ons vuur wat uit die hemel uit neerdal? Ons sien dat mense wanneer hulle hierdie tale ervaar, dan is hulle in 'n staat van ekstase. Nou die woord ekstase kom eintlik van twee Latynse woorde. Die een is ex, waar ons die woord exit vandaan kry, 'n uitgang, ex buite, en stasis om te staan. So ekstase is eintlik om buite jouself te staan. Nou in Afrikaans, as mense nie duidelikheid het oor ekstase nie, ons kry die konsep van ekstase eintlik wanneer ons sê hy's uit sy vel uit. Want as jy uit jou vel uit is, dan staan jy mos so half langs jouself. Dis ekstasis, ek staan buite myself. En dis hierdie tipe van ervaring wat hulle het. Kyk hoe daai mense absoluut weggevoer is in dit wat met hulle gebeur. En baie keer saam met dit het jy daai handoplegging waar die persoon omval onder die krag van die Heilige Gees. Nou, Openbaring hoofstuk 13 vers 12 sê, en hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Nou, in 'n vorige lesing het ons hierdie spesifieke vers bespreek. Dan gaan hy aan en hy sê, en hy doen ook groot tekens en wonders, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense. So die Bybel waarsku vir ons, en onthou ons het gepraat oor misleiding in die vorige lesing, en ons het gesien dat Satan ook kan wonders en tekens doen van die leuen. En hier word ons gewaarsku dat daar ook hierdie manifestasie kan wees wat is soos vuur wat uit die hemel uit neerdal. Maar wie werk dit? Onthou het ons een dier wat 'n beeld maak van 'n ander dier, en daai ander dier, die mag agter hom was Satan homself. So ons moet versigtig wees vir hierdie vuur uit die hemel tipe van manifestasies. Ons kan nie sommer net omdat dit 'n bonatuurlike manifestasie is sê, maar dit kom noodwendig van God af nie. Ons moet dit toets aan die hand van die woord van God. Nou, vuur uit die hemel uit kry ons onder andere in Genesis 19 vers 24, Exodus 9:23, 2 Konings 1 vers 10, 1 Kronieke 21:26 ensovoorts. En as ons daardeur gaan kyk, dan sien ons partykeer is dit in 'n positiewe konteks, in terme van 'n milieu van aanbidding, of wat daar nou antwoord is op gebed, maar in ander gevalle is dit oordeel. Want onthou in die finale oordeel gaan ons ook sien dat daar vuur uit die hemel uit neerdal en mense, die ongelowiges, verteer. So dis daai twee kontekste. So as vuur uit die hemel uitkom, is dit nie altyd noodwendig in 'n positiewe konteks nie. So, ons vind dit altyd in die konteks van oordeel of van aanbidding. En onthou wat ons gister gesê het, ons kyk na Matteus 24 vers 4, 5, 11, en ons kan ook gaan kyk het na vers 24, het sê, en Jesus antwoording sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Vers 11 sê hy, en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. So daar's mense wat dinge gaan profeteer van kansels af, maar dit wat hulle verkondig is misleiding. En wat was die sleutel wat ons gesien het in 2 Tessalonisense 2, om jou te beskerm van die misleiding? Waarom is daai mense
wat nie die liefde tot die waarheid gehad het nie. Wat was die oorsaak waarom hulle mislei is? Juist dit. Hulle het nie liefde vir die waarheid gehad nie. Onthou, Johannes 17:17, u woord is die waarheid, so hulle het nie, as hulle nie 'n liefde gehad het vir die waarheid nie, het hulle nie 'n liefde gehad vir die woord nie. Hulle het nie gaan toets wat mense verkondig en predik nie. So dis wat ons moet doen. Ons moet gaan toets. 2 Korintiërs 11 sê vir ons in vers 13 tot 15. Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders, wat hulle self verander in apostels van Christus. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van die geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. Die Bybel waarsku vir ons, daar's mense wat verkeerde dinge gaan leer en verkondig. En ja, dit kan ook te doen hê met bonatuurlike manifestasies wat daarmee gepaard gaan. So, 2 Tessalonisense 2 het gesê, hy wie se koms is volgens die werking van Satan met allerlei kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerlei verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan. Waarom gaan hulle verlore? Omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Hulle het nie die liefde gehad om te gaan en te gaan toets, is dit wat hierdie mens sê, Bybels korrek of nie. So wat ons gaan doen, ons gaan na die Bybel toe en gaan kyk, wat sê die Bybel vir my? Wat leer dit? So, Bybel gee vir ons 'n baie goeie beginsel. Hy sê in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. So kan jy sê, ek is volkome toegerus, as jy nie die hele skrif in ag geneem het nie? Nee. Ons moet eers die hele skrif in ag neem. Want as die hele skrif wat ons kan leer en ons kan teregwys, goed, vir ons daai onderwysing kan gee. So ons gaan kyk wat sê die Bybel vir ons oor tale. En die eerste Nuwe Testament verwysing wat ons kry na tale, na daai manifestasie van tale, kom uit Markus 16 vanaf vers 15. Dit sê, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal die volgende tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek. Nou let op wat's die konteks waarin ons hierdie eerste verwysing na tale kry. Dis in die konteks van die Markus weergawe van die Groot Kommissie, want hy sê in vers 15, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. So tale kry ons in die konteks van verkondiging van die evangelie van God. Nou gaan hy verder, hy sê, slange sal hulle opneem en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek. En die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen. So ons kry dit in die konteks van die Groot Kommissie, gaan en verkondig die evangelie, toe praat hy van tale en net daarna wat gebeur? Jesus vaar op hemel toe. So dis Groot Kommissie, hy noem tale en Christus vaar op hemel toe. Gaan binnekort relevant raak. Handelinge 2 sê vir ons, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale. Met ander woorde, nie die taal waarin hulle gebore is of dit wat hulle gewoonlik gepraat het nie, maar in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in 'n war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. So watter formaat van tale was hierdie? Was hierdie ekstatiese spraak of een of ander ding wat jy nie verstaan nie? Of is dit 'n letterlike verstaanbare wêreldtaal? Volgens hierdie vers, letterlike verstaanbare
wêreldtaal. Dan, hy sê verder, en hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? Nou, hoekom is dit relevant? Hoekom maak dit saak of hulle Galileërs is, of hulle van daai area af is? Jy sien die mense van daai area, omdat dit 'n lokale area is, gaan nie die wêreldse tale ken nie, en hulle was ook nie geken dat hulle wêreldreisigers was nie, en nou kom hierdie mense wat van oor die wêreld van daai tyd, die bekende wêreld afkom, en in Jerusalem is, en hulle hoor hierdie mense wat van 'n lokale area afkom, hulle hoor hulle elkeen hulle eie taal praat. So nou sê hulle maar, hoe kan dit wees? Hoe kan hierdie mense ons taal ken? Nou gaan hy verder en hy sê, en hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Met ander woorde, ons hoor hulle in ons moedertaal. Tweede keer dat hy dit pertinent noem. Dis 'n letterlike wêreldtaal. Nou sommige mense kom en hulle sê, maar wag 'n bietjie. Hulle interpreteer dit dat hierdie mense het 'n gehoorwonder gehad, want hulle het 'n taal gepraat, maar die persoon hoor dit net in sy eie taal. Kan dit wees? Nee, want dan sou dit nie die gawe van tale wees nie, dan sou dit die gawe van gehoor wees, en soos ons binnekort gaan sien, nie almal wat dit gehoor het die boodskap aangeneem nie. Met ander woorde is ook nie dan gedoop met die Heilige Gees nie. Nou kan jy 'n gawe van die Heilige Gees manifesteer sonder om gedoop te wees met die Heilige Gees? Of gevul te wees met die Heilige Gees? Nee, kan nie. So dis nie 'n gehoor manifestasie, hulle noem dit akulalia. Dis nie akulalia nie. Daar's letterlik in hulle moedertaal gepraat. En nou gaan hy en hy beskryf dit in meer detail. Hy sê, Paters en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die streke van Libië by Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. Weereens vir die derde keer in ons eie taal, met ander woorde 'n letterlike wêreldtaal, maar vir die eerste keer kry ons 'n vinnige blik op die inhoud van die boodskap. Hy sê daar, hulle praat oor die groot dade van God. Nou moet ons onsself afvra, wat is die groot dade? En baie keer as ek mense vra, wat is die groot dade van God? Dan sal hulle sê, weet, daai wonderwerk wat hy gedoen het, of hierdie wonderwerk wat hy gedoen het, ensovoorts. Soms hoor ek dat mense sê, maar die skepping is definitief 'n groot daad, en verseker is die skepping 'n groot daad. Maar die ander groot daad van God is verlossing. Nou as jy die skepping en verlossing moet vergelyk met enige ander van die wonderwerke, watter is die grootste? Uit die aard van die saak skepping en verlossing. Maar as ons skepping en verlossing op 'n skaal moet gaan sit, watter een is die grootste? En party mense sê dis onmoontlik, want verlossing sou nie daar gewees het as dit nie was vir die skepping nie. Maar ek persoonlik glo daar's 'n ander maat wat ons moet gebruik om dit te meet. Wat het dit God gekos om te skep? Niks. Hy het gespreek en dit was. Wat het dit die Vader gekos vir ons verlossing? Sy seun Jesus Christus. So verseker is skepping en verlossing geweldige groot dade van God. En net so vir interessantheid. Wat is die twee motiverings vir die Sabbat? Skepping en verlossing. Eksodus 20, Deuteronomium 5, vers 15. Maar die naweek meer daaroor, ons gaan meer detail daaroor kry. So, hulle praat oor die groot dade van God, met ander woorde, die inhoud was definitief verlossing, en as jy praat oor verlossing, waarmee is jy besig? Jy is besig met die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus. Dis wat die evangelie is, die goeie nuus oor verlossing in Jesus Christus. Nou sê vers 12, en hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Met ander woorde, hoe kan dit wees? Hulle aandag word getrek deur die feit dat hierdie mense wat nie geleer is om daai taal te praat nie, ewe skielik daai tale vlot kan praat. Maar daar's twee reaksies. Die een klomp vra, wat kan dit tog wees? Maar die ander groepering sê, maar die ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. Nou kom party mense en hulle sê, sien jy, wat hier gebeur is, die taal wat gepraat is, was onverstaanbaar, want hierdie mense het gesê,
hierdie mense moet vol soetwyn wees, met ander woorde, het gepraat soos dronk mense. Maar kontekstueel, kan jy 3 keer kry dat hulle sê, dis die tale waarin ons gebore is, dis 'n moedertaal. En hierdie klomp sê nee, jy kon die taal nie verstaan nie. Nee, ons moet gaan soek na die inhoud. Die inhoud van daai boodskap. En onthou nou het jy te doen met mense wat ook blootstelling het in die heidense wêreld. En in die heidense wêreld het jy gehad dat jy baie keer daai God moet net rustig maak en kalmeer as hy kwaad is vir jou. In Engels gebruik hulle die woord to appease. Jy moet hom kalmeer, jy het hom nou woedend gemaak. En hoe is dit baie keer gedoen in die heidendom? Dat daar verwag was van in sekere van daai godsdienste dat jy jou kind moet vat en jou kind moet offer. Maar wat is die inhoud van die evangelieboodskap? Nie dat jy jou kind moet offer aan God nie, maar dat God die Vader sy kind geoffer het vir jou en my. En hulle kan hulle self dit nie indink nie. Hulle sê hierdie mense is vol soetwyn. Want waar het jy ooit van so iets gehoor? Dat 'n God so lief is vir dit wat hy geskep het, dat hy sy eie kind gee as offer vir hulle. Dan sien ons in vers 14, hy sê, maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde, hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, maar, want dit is nog maar die 3de uur in die môre. Nou wat is die 3de uur in die môre? As die son 6 uur opkom, is die 3de uur in die môre 9 uur. So hy sê nie, hierdie mense is nog nie dronk nie, hoekom nie? Die eerste bouing is nog nie oor nie. Nie regtig, ja, was die bouings in daai tyd nie. Dis net eenvoudig te vroeg in die oggend. Goed, hierdie mense kan nog nie so dronk wees nie. Nou gaan hy verder, hy sê, hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre, maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En nou gaan haal hy aan uit Joël hoofstuk 2. En hy sê, en in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. Nou let mooi op, die manifestasie wat nou net plaasgevind het, is spreking in tale, maar wanneer hy uit die boek Joël hoofstuk 2 uit aanhaal, dan noem hy nie een keer tale nie, maar hy noem dat hulle sal profeteer. Met ander woorde, in die gedagte van Petrus is daar 'n direkte koneksie tussen tale praat en profeteer. Onthou daai konsep, want ons gaan binnekort daarby uitkom. Daar's 'n direkte koneksie in die leier van daai beweging se gedagte, die oomblik toe hy begin preek, nadat hulle in tale gepraat het, en hy haal uit Joël uit aan, en hy sê, en hy praat van dat hulle profeteer. Koneksie tussen tale praat en profeteer. Nou, die tweede geval geskiedkundig wat ons skryf, wat die Bybel vir ons detail van gee, oor spreking in tale, is in Handelinge 10. Die verhaal van Cornelius, en in vers 1 sê dit, en daar was in Caesarea 'n man met die naam van Cornelius, die hoofman oor 100 van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling. Met ander woorde, wat se taal het hy gepraat? Latyn. Wat ons vandag het as Italiaans. Maar dit was Latyns wat hy gepraat het. Goed? Nou sien ons, tussen vers 1 en vers 44, sien ons nou die hele verhaal van hoe hy van sy soldate sien om vir Petrus te of stuur om vir Petrus te gaan haal, hoe Petrus hierdie visioen het van hierdie laken wat uit die hemel uit neerdal, met verskillende diere. Nou word vir hom gesê, neem eet, en hy sê, nooit nie, ek sal dit nie doen nie, ek het in my lewe nog nooit 'n onrein dier geëet nie. En dan word daar vir hom gesê, jy moet niks wat ek heilig of rein noem, kyk, jy kan dit nie onrein noem nie. En hoe interpreteer hy dit? Interpreteer hy dit dat hy nou onrein kos kan eet? Nee. Toe hy by Cornelius hulle aankom, toe sê hy, julle weet, dis nie geoorloof vir 'n Jood om gemeenskap te hê met 'n heiden nie. Met ander woorde, ek mag nie met julle kom gesels nie, ek is nie veronderstel om dit te doen nie. Maar God het my gewys dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie. So het dit gegaan oor diere. Nee. Dit was 'n beeld om vir hom te wys, jy kan die heidene ook gaan bedien. Goed? En nou sien ons wat gebeur het toe hy dit doen. Vers 44 sê vir ons, en toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het, en die gelowiges uit die besnydenis. Almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Hoekom was hulle verbaas?
want hulle het nie gedink dit kan gebeur nie. Hulle was nie besig om vir hulle te sê, if you don't open your mouth, the Holy Spirit can't speak nie. Hy was besig om vir hulle te preek, en ewe skielik, spontaan, natuurlik, begin daai mense in tale te praat. Nou, Bybel sê vir ons vanaf vers 46, want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek. Nou voordat ons kom by dit wat Petrus gesê het, let mooi op, ons het weer 'n aanduiding van die inhoud. Hulle het begin in tale spreek en God groot maak. Nou kan 'n mens God groter maak as wat hy is? Kan 'n mens tot God bydra? Nee. So wat beteken dit as die Bybel sê dat hulle God groot maak? Ons kry baie voorbeelde daarvan in die Bybel. Byvoorbeeld, Psalm hoofstuk 8. En daar gaan Dawid, en hy praat van die handewerk van God. As ek die handewerk aanskou, die son, die maan, die sterre, alles wat hy gemaak het. Met ander woorde, die manier hoe 'n mens God groot maak, is om 'n erkenning te gee vir dit wat hy gedoen het. Nou waarvoor sien ons die meeste kere, veral in die psalms, wat 'n prima voorbeeld is van om God te loof en om groot te maak? Wat is die temas wat elke keer daar voorkom? Erkenning aan God vir dit wat hy gemaak het, en erkenning aan God vir die feit dat hy ons bevry het. Vir Dawid baie keer uit moeilike omstandighede uit, maar ook dat hy hom verlos het, in terme van hom van sy sondes vergewe het. Skepping en verlossing. Dis hoe ons God groot maak. Ons erken hom vir sy groot dade. Skepping en verlossing. Nou gaan hy verder. Die inhoud. Hy sê, niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie. Maar wag 'n bietjie. Hoe het Petrus die Heilige Gees ontvang? Waar het ons daai beskrywing gesien? In Handelinge 2. En in Handelinge 2 word daar pertinent gesê, dit was ander wêreldtale. So as hy hier kom, en hy sê, hierdie mense het die gawe van die Heilige Gees ontvang, hulle het in tale begin praat, en hy sê, dit was net soos ons, wat se tipe tale is hierdie? Is dit nou 'n onverstaanbare taal? Nee, dis 'n letterlike wêreldtaal. Goed, is 'n taal wat iewers op die planeet gepraat word. Nou, vers 48 sê, en hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die naam van die Here. Toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae te bly. So ons sien hier weer 'n beskrywing van uitstorting van die Heilige Gees op daai mense, en in terme van hulle toon die manifestasie van spreking in tale. En dan kry ons die derde weergawe, die laaste weergawe. Handelinge 19 vers 1 sê, en terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom. En daar het hy sommige disippels gevind. Vers 6 sê, en Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het in tale gespreek en geprofeteer. Het ons vroeër 'n koneksie gesien tussen die twee? Ja. Toe Petrus binne die konteks van spreking in tale, Joël aanhaal, maar Joël praat nie van spreking in tale nie, hy praat van profeteer. Daar's weer 'n koneksie. So is daar ook 'n koneksie tussen die derde en laaste geskiedkundige beskrywing van spreking in tale, en dit wat ons gehad het in Handelinge 2. Ja. Nou, ons moet onsself gaan afvra. Waarom is dit dat ons in Handelinge 2 die beskrywing kry in omtrent 20 verse, 'n detail beskrywing. Maar die tweede keer in Handelinge 10 is dit in min of meer 5 verse opgesom. En in Handelinge 19 in 1 vers. Wie die boek Handelinge geskryf? Lukas. Lukas is 'n mediese dokter. Uit die aard van dit wat hulle doen, is hulle mense wat baie sistematies en logies gestruktureerd werk. Hy werk met 'n plan. Nou kom hy in Handelinge 2 en hy gee vir jou die detailbeskrywing in 20 verse. In Handelinge 10 kom hy en hy gee vir jou 'n korter beskrywing in 5 verse en hy sê vir jou pertinent, dit was dieselfde as die eerste keer. Nou weet jy mos, hierdie is niks anders as daai nie. En in die derde geval, hy kom en hy gee dit vir jou in 1 vers, hy sê het hulle in tale gepraat en geprofeteer, die koneksie met Handelinge 2 is daar. Met ander woorde, daai keer, die tweede keer, Handelinge 2, Handelinge 10, Handelinge 19, selfde ding. Selfde manifestasie. Elke keer 'n koneksie met die detailbeskrywing van Handelinge 2.
Nou, ons gaan 'n bietjie moet gaan kyk na daai kaart om te verstaan wat aangaan. In Handelinge 1 vers 8, net voordat ons daar kom. In Handelinge 1 vers 8, weet jy, laat ons gou daarna kyk. As ons kyk na hierdie kaart, hier het ons Jerusalem. Jerusalem val in Judea, die landstreek. Dan het ons noord van hom Samaria, en in Samaria is die dorp Caesarea. En dan het ons deur ver, as ons daar verby gaan na Klein-Asië toe, daar iewers, daarso kry jy Efese. Goed, met ander woorde is amper asof jy 'n konsentriese sirkel skryf wat die verspreiding vir jou aandui van die evangelie. En let op, wat staan geskryf in Handelinge 1 vers 8, daar staan, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, Handelinge 2, sowel as die hele Judea en Samaria, dis waar Caesarea was, tot aan die uiterste van die aarde. So wat het ons? Ons het Handelinge 2, Handelinge 10 en Handelinge 19 in terme van waar die manifestasie gaan plaasvind. Dink jy dis toevallig? Nee. In hoofstuk 1 vers 8 gaan Lukas en hy lê die grondslag van die 3 voorvalle wat hy gaan noem. Die ene in Jerusalem en Judea, die tweede ene in Caesarea wat in Samaria is, en die derde ene in daai wêreldkonteks tot aan die uiterstes van die aarde, daar waar Efese is en verder. En dis presies wat ons gesien gebeur het. Onthou die een sendingreis wat die Bybel nie vir ons van noem waar Paulus was nie. Vertel vir ons, Paulus het tot so ver soos in Spanje gegaan. Hy het oral daai evangelie gaan verkondig. Nou wat was die grootste struikelblok in sy pad? Die feit dat hy nie dieselfde tale praat as die ander mense wat hy gaan teekom nie. Maar ons gaan môre aand kyk wat gebeur het en hoe daai gebeure konnekteer ook met die Ou Testament voorval van die toring van Babel. So, daar het ons dit, Jerusalem, hele Judea, Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Nou een vers wat Pinkstermense baie lief is om te gebruik, om te sê, maar hierdie praat van spreking in tale, is Romeine 8 vers 26. Maar is hoogs problematies om hulle interpretasie daarvan te aanvaar, want die vers lees as volg, en net so kom die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Nou daai vers begin met die woorde, en net so. Hosotous in Grieks. Nou die hosotous gebruik jy wanneer jy 'n beginsel gevestig het, en dan gaan jy sê, en net soos hierdie beginsel, so gaan ons dit van toepassing maak op die volgende. Hierdie woord het ons eintlik gisterand al reeds in die hande, of al reeds teëgekom. Onthou jy in Matteus 24 en in Lukas 17 het hy gesê, soos dit was in die dae van Noag? Nou die soos, hosotous, net soos dit was in die dae van Noag. Met ander woorde, die dae van Noag beginsel, is dit wat jy hier moet toepas. Nou in hierdie vers sê hy, en net so kom die Gees ons swakhede te hulp, maar net hoe? Hy het nou net iets gesê, wat nou van toepassing gemaak moet word, op wat hy nou, die beginsel moet nou toegepas word. So wat is daai beginsel? Ons moet gaan kyk na die verse voor vers 26. En dit is vers 24 en 25 wat sê, want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan hoop ons daarop met volharding. Kom ek verduidelik dit in eenvoudige taal. Ek het 2 seuns. Kom ons gestel, my 2 seuns wens, hulle kry nuwe wimbukse. En hulle kom in die huis ingestap en hier is 2 wimbukse. Hoop hulle nog hulle kry 2 wimbukse? Nee, hoekom nie? Want die wimbukse is daar, dit het gerealiseer. Hulle kan die goed vat, hulle kan voeltjies skiet, hulle kan mekaar skiet, hulle kan enige moontlike ding doen. Dit het gerealiseer, so dit is nie meer hoop nie, want dit het gemanifesteer, dis daar. Goed? En dan sê hy, maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan hoop ons daarop met volharding. Daai beginsel van die ene is gemanifesteer, maar as hy gemanifesteer het, is dit nie hoop nie. Daai beginsel pas hy nou toe, en hy sê, en net so kom die Gees ons swakhede te hulp, so ervaar ons hoe die Heilige Gees ons te hulp kom. Manifesteer dit. Nee, want dit is soos die hoop.
Die Bybel sê vir ons, dis wat die Heilige Gees doen. Hy kom ons te help. Ons ervaar dit nie noodwendig nie. En let nou mooi op, aan die einde van die vers sê hy, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Nou, volgens die Pinksterbeweging, volgens charismate, is dit die Heilige Gees wat deur jou bid. Die Bybel sê dit nooit. Hy sê hier, die Heilige Gees is 'n intercessor, hy tree in vir jou, nie deur jou nie. En dan eindig hierdie sin met onuitspreeklike sigtinge. Allerlei tos, jy kan dit nie uitspreek nie, dit kan oor jou lippe nie kom nie. Nou die Pinkstermanifestasie, spreek hulle iets uit, is daar iets wat oor die lippe kom? Ja, so dit kan nie wees dat hierdie vers van praat nie, want hierdie vers praat van die intrede van die Heilige Gees vir jou, wat nie manifesteer nie, en nie oor jou lippe kom nie, dis onuitspreeklik vir 'n mens. Goed? So, ons kry dan verder leer oor die gawes in 1 Korintiërs hoofstuk 12, en ons gaan nie die hele hoofstuk hanteer nie, ons kyk net na sleutelkonsepte daarin. Hy sê, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Nou ons gaan op 'n later stadium weer terugkom na hierdie vers toe, want die Afrikaanse ou vertaling, alhoewel dit my gunsteling vertaling is in Afrikaans, is nie ideaal vertaal nie. Daar is ander weergawes hiervan wat beter is, waar hulle dit vertaal as the common good. Want wat nuttig is, kan wees wat nuttig is vir my. Maar dis nie wat die oorspronklike taal sê nie. Die oorspronklike taal maak dit baie duidelik, it's for the common good. Met ander woorde, die gawe word vir my gegee om 'n ander persoon mee te bedien. Ek ontvang nie die gawe van genesing sodat ek myself kan gesond hou nie. As ek die gawe van genesing ontvang, is dit daar sodat ek 'n ander persoon met genesing kan bedien. Dis altyd uitwaarts gerig, nie op myself gefokus nie. Dan gaan hy aan, hy sê, want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en aan die ander 'n woord van kennis van weer dieselfde Gees. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees. Aan 'n ander die genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Aan 'n ander die werking van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van geeste, en aan ander allerlei tale, en aan ander die uitleg van tale. So in hierdie hele lys van gawes wat hy hier genoem het, word tale genoem tweede laaste. Nou dis nie 'n lys van belangrikheid nie, want dit hang af wat nodig is in daai konteks. Dit help jou nie, jy's hoër in 'n rangorde van gawes, maar jy het genesing nodig, maar genesing is nie die eerste een wat genoem is nie. Dit gaan oor wat is die behoefte, en of die behoefte in voorsien kan word. Dis waaroor daai gawes gaan. So tale word nie eerste genoem nie, want in die Pinksterbeweging kom hulle sê, maar hierdie is die een litmus toets, of jy die gawe van die Heilige Gees ontvang het, of jy gedoop is in die Heilige Gees. Het jy hierdie gawe? Maar tale word nooit op daai manier genoem in die Bybel, as die prima gawe nie. Hy word altyd genoem as een van vele. Nou, daai allerlei tale is genei glossoun, dis 'n familie gene of 'n ras. Gene, genei, dis waar ons die woord gene vandaan kry. So dis in daai selfde familie, dis nie ewe skielik 'n totaal ander tipe van taal nie, dis in die ras van tale wat op die planeet gepraat word. Moedertaal, soos wat ons gehad het in Handelinge hoofstuk 2. Dan sê vers 11, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. So wie bepaal watter gawe ons kry? Die Heilige Gees doen. Kry almal dieselfde gawe? Nee. Ons gaan nou by meer detail daaroor ook uitkom. Vers 28 en 29 sê, en God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerlei tale. Almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie. Korrek? Onthou, hierdie is 'n retoriese vraag, die antwoord is nee. Almal is nie apostels nie, almal is nie leraars nie, almal is nie elkeen van dit wat hy daar noem nie. Maar kyk nou, dan sê hy, het almal die genadegawes van gesondmaking? Wat is die antwoord? Nee. Volgende vraag, spreek almal in tale? Wat is die antwoord? Nee. Waarom is daar denominasies wat aandring en sê, jy moet in tale praat?
want dis die teken van doping in die Heilige Gees. As die Bybel vir jou vra, het almal die gawe van gesondmaking? Nee. Spreek almal in tale? Nee. Kan almal dit uitlê? Nee. Die antwoord is nee, nee, nee. So waarom wysig hulle die middelste een? Dan, hy sê, maar beywer julle met die oog op die beste gawes en ek wys julle 'n nog uitnemender weg. Hierdie is 'n baie interessante vers. En ons gaan so 'n klein bietjie tegniese detail, want ek is nie oortuig dat hy ideaal vertaal is hier nie. In die oorspronklike taal is daar twee verskillende forme waarin hy vertaal kan word. Die ene is 'n indikatief. Indikatief is bloot net om die stelling te maak, om te sê dit is so. Die ander een is 'n imperatief. Dis 'n opdrag, dis 'n instruksie, dis 'n bevel wat jy gee. In die Grieks hier is daai twee forme identies dieselfde. So hoe weet jy of dit 'n opdrag is en of dit net 'n algemene aanduiding is? Want die Bybel vertaal hom, en net vir interessantheid, alle Bybels vertaal hom as 'n imperatief, as 'n opdrag. En hy sê, beywer jou met die oog op die beste gawes. Maar wag 'n bietjie, wie bepaal watter gawe jy kry? En waar staan dit watter een is die beste? Probleem, nee. Maar hoe sou dit vertaal word as jy hom vertaal het as 'n indikatief? As hy vertaal word as 'n indikatief, dan lees hy anders. Op die oomblik lees hy, maar beywer julle met die oog op die beste gawes, en ek wys julle 'n nog uitnemender weg. Maar in die indikatief vertaal hy so, julle beywer julle met die oog op die beste gawes, maar ek wys julle 'n nog uitnemender weg. Want julle wil die beste hê. Hoekom die beste? Is dit terwille van die ander persoon? Nee, dan is dit mos terwille van jouself. Van daai status. En hy sê, maar ek wys julle 'n nog uitnemender weg. En die volgende vers is 1 Korintiërs 13 vers 1. Hy sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal en 'n luidende simbaal geword. En die woord wat hy hier gebruik vir liefde is agape. Selflose liefde, liefde wat fokus op die ander en nie op jouself nie. Selfe beginsel as gawes. Gawes is nie gefokus op jouself nie, gawes is gefokus op die bediening van die ander persoon. Goed? Nou, baie mense kom en hulle sê, maar hier vestig die Bybel die konsep van die tale van engele, dat engele hulle eie unieke taal het. En hulle voer aan dat in 'n boek met die naam die Testament van Job, wat 'n pseudepigrafa is, met ander woorde is nie regtig deur Job geskryf nie, dis 'n persoon wat gemaak het asof hy Job is. Hy skryf asof hy daai Job is wat ons in die Ou Testament van lees. Nou hoekom doen hulle dit? In die tydperk min of meer 200 voor Christus tot 200 na Christus, was dit 'n baie algemene ding om 'n bron daar te stel, en dan te sê, maar hierdie bron is geskryf deur so en so. Onder andere is dit waar die boek van Henog vandaan kom. Want die persoon wil geloofwaardigheid aan dit wat hy skryf plaas, en daarom skryf hy dit toe aan Henog. Selfs met die Testament van Job. En in daai boek praat dit nou van sy dogter Imera. Onthou, hy het 3 dogters gehad en hy het 7 seuns gehad. En dit praat van sy dogter Imera wat nou begin sing. En sy sing in die tale van engele. Maar interessant genoeg, as jy dit gaan kyk, dan gaan jy sien in die oorspronklike taal noem hy dit nie tale nie, hy noem dit 'n dialek. 'n Dialek is nie 'n totaal ander taal nie. Soos vir haar koneksie is tussen Afrikaans en Vlaams, dis eintlik dialekte van mekaar. Dis hoe naby hulle mekaar is. Sê hulle maar sy het in die dialek van die engele gesing. Goed? Nou kom mense en hulle sê nee, maar hierdie vestig nou die konsep van engele wat hulle eie tale het. Ons gaan dit nou moet toets. Ons moet gaan kyk of die kruks van hierdie vers is om te vestig dat daar 'n taal van engele is, en of die eintlike kruks is dat dit nie saak maak watter taal jy praat nie. As daar nie liefde is nie, help dit niks. Nou, vers 2 sê, al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks weet nie. Niks wees nie. Nou, ons kry hierdie algemene beginsel of hierdie algemene formule. Hy praat van die gawe, selfs in sy oormaat, en as dit in oormaat is, maar daar is nie liefde nie, is dit nutteloos. Goed? En elke keer is dit al sou ek, en dan daai oormaat. Nou daai oormaat verwys hulle na as 'n hiperbool, ons gaan nou daarby uitkom. Onthou, dit gaan oor met die oog op wat nuttig is. So die gawe, as jy dit nie in liefde beoefen nie, is nie nuttig nie, dis nutteloos. Dit moet fokus op die ander persoon.
Kyk wat sê vers 3. Al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Nou baie interessant, ek het al baie keer mense gehoor bid vir sekere gawes, maar ek het nog niemand gehoor bid vir hierdie laaste gawe nie. Daai gawe van om jou liggaam oor te gee om verbrand te word. Niemand wil daai hê nie. En tog, wat is daai gawe? Dis die gawe van martelaarskap, want was daar in die geskiedenis mans wat verbrand is op die brandstapel, en terwyl hulle brand, sing hulle lofliedere aan God. Is dit normaal? Nee. Maar God het hulle die gawe gegee van martelaarskap, en selfs in hulle dood het hulle God verheerlik. Maar nou, elkeen van die verse begin met, al sou ek, dis 'n hipotese, dis nie 'n feitestelling nie, dis 'n hipotese. En dan vat hy hom na die hiperbool toe, met ander woorde die totaal oordrewe vorm. En hy sê, al is dit totaal oordrewe hierdie gawe, en daar's nie liefde nie, dan help niks. Kom ons gaan kyk na vers 1. Al sou ek die tale van mense, normale taal, en engele spreek, die oordrewe vorm, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal en 'n luidende simbaal geword, dan is ek nutteloos. So probeer hy sê, maar daar's hierdie konsep van die tale van engele, hulle praat hulle eie taal? Nee. Hy is besig om bloot net eenvoudig vir jou te sê, al vat jy dit in die oordrewe vorm van tale toe, dat jy die tale van engele kan praat, of vra jouself af, watter taal praat engele? Kry ons ooit in die Bybel dat 'n engel praat en 'n mens hulle nie verstaan nie? In Daniël hoofstuk 8 is daar 2 hemelwesens wat met mekaar praat oor die 2300 aandes en môres, en hulle praat met mekaar en Daniël verstaan hulle. Ons kry nêrens in die Bybel dat engele praat en die mense hulle nie verstaan nie. Want engele het die vermoë om alle tale te kan praat. So, vir vandag het ons gaan kyk na elke weergawe wat ons het, wat hulle praat van spreking in tale, buiten vir 1 Korintiërs hoofstuk 14. Wat ons môre aand dan gaan kyk, in detail, vers vir vers, met die uitsondering van engele verse, wat leraar Walter vir ons die uitleg van sal gee, vrouens wat in stil bly in die gemeente. Ek gaan nie aan daai ene vat nie. En dan gaan ons kyk na die agtergrondgeskiedenis, en ons gaan die koneksie bespeer, van hoe die wyn van Babylon, daai oorsprong het. Want baie mense dink die gawe van tale, het sy ontstaan in die VSA. Maar selfs die Pinksterkerk in die VSA erken, daar's 'n Babylon-konneksie. Daar's 'n Romeinse konneksie. Dis waar dit eintlik begin het. As jy enige vrae het oor dit wat ons vanaand bestudeer het, is jy welkom om daai vraag vir my net op 'n papiertjie te skryf. As jy op YouTube kyk, plaas die vraag gerus in die kommentaar, en dan sal ons môre aand, voordat ons begin, sal ons daarna ook kyk. So môre aand gaan ons kyk na Skouspel van Spraak, deel 2. Kom ons sluit af met gebed, ons buig die hoofde. Heilige Vader, ons is dankbaar vir u liefde, vir u genade, vir die feit dat ons u woord het om te kan bestudeer, om te kan sien wat dit werklik vir ons leer. Here, en soos wat u ons gewaarsku het in Matteus hoofstuk 24, dat daar baie misleiding gaan wees. Here, so sien ons ook baie misleiding, selfs in kerke vandag, en ons wil vra dat u ook vir ons sal help in ons nastudie van hierdie temas, dat ons altyd sal bly by dit wat die woord vir ons sê, en nie net sal gaan volgens ons eie persoonlike ervaring, of dit wat ons van iemand af gehoor het nie. Maar Here, mag u woord die fondasie wees waarop ons bou, want ons is verseker dat as ons op daai fondasie bou, dit 'n fondasie is wat nooit sal kraak of onder ons sal ingee nie. Ons sal geanker wees op daai rots wat nooit kan vergaan nie, op Jesus Christus self. Leer en lei ons deur u Gees, bid ons in Jesus naam alleen. Amen.